Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel. Nou ek wil 'n bietjie met julle deel vandag oor die mag en die krag van God. Nou ons almal weet, hoe magtig is die Here, hoe kragtig is die Here en alles wat ons is, alles wat ons besit, alles kom uit die Here en alles wat ons doen, alles wat ons sê, moet tot hom wees. En natuurlik ook, deur sy mag, deur sy krag, kan ons soveel geniet in die koninkryk, kan ons soveel seëninge en voorsiening ervaar. Maar kind van God, wat my hartseer maak, is dat daar ongelukkig mense is wat toelaat, dat hierdie mag en die krag van die Here, nie sy mag en krag is nie, maar die mag en krag van die wêreld. En dit kan dobbelary wees, dit kan 'n verslawing wees aan pornografie, dit kan 'n verslawing wees aan dwelms, 'n verslawing aan alkohol, dit kan selfs iemand wees wat 'n mag oor jou het, wat jou beheer, met geld, met hulle woorde, waar die mag en die krag eintlik net aan een iemand toegeken moet word, en dis natuurlik ons hemelse Vader. In 1 Kronieke 29 vers 11 lees ons, dat aan U, God, is die grootheid, die mag en die heerlikheid, as ook die roem en die majesteit. Alles op aarde, alles in die hemel, behoort aan die Here. Die Here word verhoog bo alles. Hy is in beheer van die koninkryk. Nou, hoekom laat ons toe dat aardse dinge hierdie grootheid oor ons het? En ek weet, dis wel maklik om te praat, maar probleme, ons laat baie keer, dat probleme, dat situasies en dat omstandighede die mag oor ons het, die grootheid oor ons het, waar God eintlik die grootheid is, waar God die heerlikheid het. Kind van God, ek wil hê jy moet hierdie vers vat, en gaan mediteer op hierdie vers, en besef net weer opnuut, besef dat die mag en die heerlikheid kom alles aan God toe, en niks op aarde, niks in die hemel, doen iets, of is iets, sonder die wete van Jesus Christus nie. En dis hoekom dit so 'n absolute voorreg is, om te sê, dat ek is 'n kind van die Allerhoogste, God Almagtig, en daar beklemtoon dit weer, God magtig. Ek kan nie sê, alkohol is magtig oor my nie. Ja, dit het soms die mag, maar jy kan besluit, het dit die mag, of het God die mag? Jy sien, my broer en suster, dis uiters belangrik, dat ons nie verwar, wat daar in ons lewens is, wat eintlik die mag en die heerlikheid en die grootheid oor ons moet hê nie. Want alkohol, te kyk hoeveel meisies kan jy hê, hoeveel ouens kan jy hê, en selfs ook verslawings, obsessies, wat ook 'n grootheid in jou lewe kan hê, wat daai mag kan hê. Nee, my broer en suster, daar's net een iemand, wat die mag en die krag oor jou moet hê, en dit is Jesus Christus. En glo my, die mag en die heerlikheid en die grootheid, wat Jesus oor jou het, dit is nie hierdie van, ek gaan jou soos 'n puppet hanteer nie, of ek wag net dat jy een voet verkeerd sit, dan gaan ek vir jou straf. Nee, my broer en suster, ons dien nie so God nie. As jy dink, dit is die God wat ons dien, dan wil ek hê, jy moet opnuut weer gaan 'n bietjie nadink, want dit is nie die God wat ons dien nie. Natuurlik maak dit God hartseer as ons dinge doen wat verkeerd is, maar God gaan nie kyk, hoe kan hy jou so straf, dat jy nie weet of jy kom of gaan nie. Nee, God wil jou eerder teregwys, God wil eerder die pad saam met jou stap, sodat jy nie meer enige van daai goed doen, of toelaat dat daai goed 'n houvas oor jou het nie, as ek kan terugkom na die mag en die krag. So my broer en suster, ek glo en vertrou hierdie woord, gaan iets oopbreek binne in jou, en jou 'n ander uitkyk gee, oor dat dinge wat op aarde is, nie die reg het, glad nie die reg het, om 'n mag, of krag, of grootheid oor jou te hê nie. Kom ek bid vir jou. Vader, baie dankie, dat ek na U toe kan kom in die lieflike naam. Dankie vir 'n nuwe gespaarde dag. Liewe Here, baie dankie, dat ek my boete en sissa voor U kan neerlê. Vader,
vir hulle wat so vasgevang is in hierdie mag en krag, wat alles is behalwe U. Wil ek bid dat dit vandag tot 'n einde sal kom, dat daai streep vandag getrek sal word in Jesus naam. En ek bid dat hierdie mag en krag oor hulle gebreek sal word, en dat die enigste mag en die enigste krag wat oor hulle is die van Koning Jesus, ons hemelse Vader. Asseblief, Vader, in Jesus Christus naam. Amen en amen. My boetans, sal julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julle self. En natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre weer vir julle 'n stukkie sielskos. En ek wil graag met julle 'n bietjie môre deel oor dat ons as mens ook mag en krag het. Maar dit is môre se sielskos. Tot dan, mooi bly almal. Totsiens.